These proposals restrict the use of firearms in the security industry. In fact, they restrict the use of weapons. And I'm going to give a simple example. This proposal suggests that handcuffs, which are now deemed to be a weapon, must be regulated. A person must be trained on how to use them. And the regulator must give permission for you to issue and use them. Handcuffs. The security industry is no longer allowed to use tasers, tear gas, water cannons, sponge grenades, rubber or plastic bullets, or any other weapon that may harm civilians. And if you want permission to use these, you've got to apply at least 7 days beforehand, which means the protesters that you are going to address in a riot are going to have to give you 7 days notice of their protest so you can get permission, which may or may not be granted, for your security company to use rubber bullets. Gets worse, people. Gets worse. The security industry is going to be prohibited from using firearms at the following places: taxi rank, cemetery, stadium, shopping malls. How do you deliver and collect cash? Churches, restaurants, hospitals, public and private schools, and any other similar public establishment. You think that's all? Wait, there's more. The use of firearms must be in the interest of public safety. Not my safety, public safety. Security officers, and listen up, people, because this is coming to you if this goes through. Security officers must have an annual assessment of their visual and audio capacity, locomotive system, neurological system, and general mental and emotional condition. If you want to use a semi-automatic firearm as a security service provider, a semi-automatic rifle, you can only use it for the transportation of valuables and protection of critical infrastructure. That's it. Can you see where this is going? Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending. Ja, ons het gisteraand weer baie lekker reën gehad. Weer 'n 10 mm so deur die nag, is pragtig. Dis asof na so by reën asof die groen groener is. Die donkergroen is donkerder groen en die liggroen is so helder groen. Is dit nie pragtig nie? Ja, mag dit ook dan eendag of binnekort gebeur dat die Vader sy gees so oor sy uitverkorenes, die oorblyfsel oor die aarde sal laat uitreën en laat daai doodsbeendere in beweging kan kom, in die herlewing kan kom, want ons is in 'n geweldige stryd, kykers en luisteraars. U het nou die videoetjie vinnig gesien van Martin Roux, baie dankie. Dis die tipe mense wat saam deelneem aan om waarskuwings terug in te lig en alles wat daarmee saamgaan, en mense het baie waardering daarvoor. Hoe meer daar is, hoe beter. Dis hoekom ek altyd sê, vir diegene wat miskien hierdie video's kyk, as jy hierdie selfe bekommernis deel, as jy sien, jong, maar dinge kan verkeerd gaan. Dinge kan, soos hulle in Engels sê, south gaan. Jy weet, dit kan lelik loop en sleg uitdraai en geweld kan uitbreek. Ek dink as 'n mens daai gevoel het, wanneer jy 'n video soos hierdie kyk, dan druk die subscribe en like knoppie, sodat 'n ander persoon ook dalk net die geleentheid kry om die blootstelling te kry, né? Nou ja, wat interessant is en wat ons nou sien, die voorstel is dan nou tot 'n wetsontwerp en wat daarmee saamgaan, is eenvoudig. Is dit nie moeilik om te sien, kykers en luisteraars? Ons almal dink ek gaan eens wees. U kan sê of u verskillende kommentare, maar ek dink ons kan almal eens wees as ons luister na Martin Roux en ons luister na wat die voorstelle is tot wetgewing, dan ek dink ek kan ons almal eens wees en sê, maar wil julle hê Suid-Afrika moet in anargie verval? Wil julle hê dit moet 'n wettelose land word? Want ons almal weet, daar's nie alternatiewe om hierdie wetteloosheid te bekamp.
sou jy die sekuriteitsmaatskappye van Suid-Afrika so beperk en inperk? Nou ja, dan vra mens ons mekaar mos nou af, maar ja, dit maak nie sin nie, want in 'n land wat chaos en anargie is, kan niemand mos vooruit gaan nie, kan niemand mos geld maak nie, kan SARS ook mos nie meer geld inkry nie, en gaan leiers en politici en partye en mense gaan nie meer salarisse kry, so daar's mos nou geen fisiese vleeslike voordeel in die afstuur na anargie. Dit maak net nie sin nie. Maar weet u wanneer maak dit sin? En ek wil dit met u deel, want dit is iets, dis 'n onderwerp wat mense van wegskram. En solank ons gaan wegskram, gaan die koels wat geskiet word, gaan ons nie skrams tref nie. Dit gaan ons al hoe meer raak skiet, al hoe meer tref. En Oom Siener het baie duidelik gesê, die Vader draai die skroef al stywer tot ons in verootmoediging gaan. En dit is al wat hier sin maak. Al wat hier sin maak, wanneer jy sien, daar's pogings om sekuriteitsmaatskappye te perk, te beperk, wat gaan lei tot chaos, wat gaan lei tot 'n misdaad wat ongeken gaan wees, geweld, misdaad, verkrachtings, moord, roof, u kan vir uself indink. As jy die hande begin afkap van die wat nog die orde help hou, saam met die Suid-Afrikaanse polisiediens, die wat nog polisiemanne is, ons weet daar's baie wat sê hoeveel korrupsie daar ook is, maar hoe dit ook al sy, dan is daar al wat sin maak, is wanneer jy na die profeseë gaan kyk, wanneer jy gaan kyk wat God sê. Ons het dit nou hierdie afgelope weke in die oggende met my openinge, het ons gelees Sefanja 3, waar God sê, hy sal hier in Suid-Afrika, want dit is baie eenvoudig vir Suid-Afrika, dit sal ons nou maar sien, soos ek sê, ek redeneer nie meer met mense nie, laat dit wat gebeur, my interpretasie, en dis amper nie interpretasie nie, dis voor die hand liggend, dis ooglopend, as jy Sefanja 3 lees, praat hy met Suid-Afrika, aan die kant die riviere van kus, hy staan in Israel, kus was Noordoostelike Afrika, riviere is die Nyl, ander kant om is Suider-Afrika, en hy sê, hier sal hy 'n geringe, elendige volk laat oorbly, wat by die naam van die Here skuiling gesoek het. Met ander woorde, mense wat die Here se weë nie verlaat het nie, wat sy weë probeer hou, wat terug neig na hom toe. Hy gaan hulle beskerm. So wat word van die res? As 'n geringe, elendige volk oorbly, waar's die res wat nie oorgebly het nie? En dis waarop hierdie wat ons nou sien, soos hierdie wetgewing wat voorgestel word, dan mos nou op afstuur, en dit gaan gebeur. Dis wat Sefanja vir ons sê. Joël 2 beskryf dit verskriklik mooi. Hy sê 'n mag vanuit die noorde, afkomstig vanuit die noorde. Nou, kykers en luisteraars, toe ons in Suid-Afrika geland het, Jan van Riebeeck, omtrent in dieselfde tyd, het die swartes gemigreer, en God sê dis sy mag. Hy sê, my mag wat ek opgerig het, afkomstig van die noorde. En gaan druk maar in Google maar, en gaan kyk, van waaraf het die migrasie gekom. Eers so in Sentraal-Afrika, en toe hier by Mosambiekse kant, wys die pyle vir jou, het hulle toe nou Suid-Afrika vanaf die ooste kant af, noord en noordoos, begin bewoon. En dit is geskiedenis, dis maar hoe dit is. En ons het weer hier van die Kaap af, julle ken daardie geskiedenis. En dan sê hy in Joël, hy beskryf hierdie mag wat God oprig. Hy sê, want ek rig hierdie mag op, omdat julle my weer verlaat het. Omdat julle my weer verlaat het, rig ek hierdie mag op. Om julle te tugtig, om julle te louter, om julle te suiwer. En dan, na so loutering en suiwering, dan gaan God daardie toorn afwend. Daaroor kan ek baie sê, oor die herstel daarna, en die afwending daarvan, maar ons gaan nou eers, hierdie anargie, en hierdie chaos, wat geprofeteer is, in Sefanja 3, in Joël 2, in Micha 4, baie duidelik. Ek het dit in die oggende behandel, ek sê weer, die mense wat twyfel daaroor, laat dit wat ons sien vorentoe in die land gebeur, die beslissing wees, oor of dit akkuraat was al dan nie. Maar dit raak eenvoudig. Ek dink het Jeremia 30, die laaste vers is vir my so mooi. In die laaste dae sal julle dit verstaan. Hoekom gaan ons dit in die laaste dae verstaan? Want ons gaan dit sien gebeur. Seeing is believing, sien is glo. Voel is wragtig, verskoon my woord, maar dis die spreekwoord. Nou ja, vir die mense wat sien en nie wil sien nie, en nie wil glo nie, dan gaan jy voel. En die voel kan ons nou in hierdie tipe wetgewing wat voorgestel word, kan ons mos nou sien, daar's 'n doelbewuste
beweging na 'n wettelose, gewelddadige land. Kykers en luisteraars, so die profesie sê vir ons, dat hierdie mag wat God vanuit die noorde afkomstig, hy beskryf ons so mooi in Joël 2, hy hardloop op dakke, hy klim deur vensters, elkeen hardloop sy eie rigting, gaan kyk die onrus, gaan kyk waar haar onrus is, hulle hardloop soos ryperde, gaan kyk hoe hardloop 'n perd met sy voorvoete wanneer hy hardloop, en dan vergelyk jy dit presies met wanneer plunderaars plunder, se hardloop, eie rigting, stamp nie mekaar nie, dis so besonder, elke beskrywing, so wat ek vir u sê vanoggend, as jy vleeslik en wêrelds en polities en geopolities hierna kyk, dan maak niks sin nie. Wie wil 'n land in die modder inregeer? Wie wil 'n land in moord en doodslag en anargie en chaos in regeer? Maak nie sin nie. Weet jy wat maak sin? Dat God gesê het, hy het so mag opgerig, om sy kinders wat van hom afgedwaal het, wat die wêreld begin kies het. Ek gaan vorentoe nog in video's met u praat, want hier gaan nog 'n geweldige stryd in hierdie land kom, en dit gaan nie 'n rasstryd wees nie. Dit gaan 'n broer teen 'n burgeroorlog situasie wees. Want hier gaan nog 'n stryd kom, baie duidelik uit al die profesie uit, en uit my ondervinding in die laat 80s, vroeë 90s se politieke jare, is daar 'n element in hierdie land, Sien het gesê wat lyk soos ons, maar nie ons harte het nie. Dis die globalis. Het gaan vir hom oor geld, het gaan vir hom oor om die wêreld ter wille te wees, het gaan vir hom oor alles, terwyl vir die kern van die boervolk, waaroor het gaan oor ons God, dis waaroor het gaan, klaar, ons almal is sondig, ons almal het ongeregtighede, selfs Dawid het gesê, my ongeregtighede is meer as die hare van sy hoof, Dawid, so ons almal, ons is nie hoogs heilig nie, niemand nie, maar, hier's twee groeperinge in hierdie land, die wat hinkering neig, om die koninkryk van die Almagtige weer herstel te sien in hierdie land, en die wat die wêreld kies, wat wil geld maak, wat wil aansien hê, wat gemak wil hê, en glo my, daai aansien, daai geld, daai gemak, gaan eesdaags van jou beroof word. En ons sien al die voorstelle en die rigting van Suid-Afrika in terme van die getalle van moorde. Ek sien 'n ander opskrif wat sê weer onrus dreig Suid-Afrika, ook weer oor die ekonomie en alles daarmee saam. So kyk maar hoe loop dit vir u uit. Maar hier gaan nog daai stryd kom, maar ek sal in ander video's vorentoe wanneer dit veral nodig raak. Ek het 'n baie interessante gesig, het 'n goeie vriend van my hierdie week vir my gelees, wat ek op een of ander manier gemis het in Siener, wat ek net nooit gelees het nie. En ek gaan hom dalk maar plaas op 'n stadium, want dit is verskriklik interessant, veral met dinge wat nou rondom Amerika en Afriforum en Solidariteit gebeur. Dit het my geskok. Ek het daai gesig nog nooit gesien nie. En dis 'n baie duidelik opgeteken. Maar hoe dit ook al sê, ons sal daarby uitkom. Ek wil net vir u vanoggend sê, dis baie eenvoudig. Niks maak sin in die vlees nie. In die gees maak hierdie alles sin. Hierdie is God se massas, hy sê die getalle is groot in Joël 2, hy beskryf hom baie mooi, gaan lees hom. En dan bring hy hulle oor ons, en dan kom hy lei loutering en suiwering. Dis wanneer Omsiener sê ons gaan in die woestyn kom. Dis wanneer Omsiener sê ons gaan veld toe gaan, na die groot rivier toe gaan. Dis wanneer Micha 4 sê ons sal die stad verlaat en in die veld gaan woon. Dis waar Omsiener se gesig is van die gordyne wat buite waai. So vinnig het die mense gevlug dat hulle nie kans gehad het om die gordyne toe te maak nie. Dis waar Johanna Brand sê sy sien mense uit die stede uitvlug. Hulle word agterna gesit, ingehaal en doodgemaak. Dit is wat gesê is. En is vir u mos duidelik dat met sulke wetgewing, wanneer daar nie meer magte is om die wet en die orde tot 'n mate, want dit is nie meer volle mate nie, tot 'n mate te hou, wat tans nog die geval is, as dit nog verder taan, nog verder agteruit gaan, dan gaan dit mos chaos raak. Dan gaan dit mos 'n free for all, 'n Wild West situasie raak, en dan gaan getalle vir jou 'n groot kopseer gee in die stedelike gebiede. Dis net logies. Al wat sin maak, is dat God se mag, wat ons nou al kan sien, ons sien waarheen alles het gaan, dit maak 100% sin. En dis wat hier gaan gebeur. Ons kan probeer om die profesie hardloop, ons kan met die beste verskoning sê, ja, daai, dan moet jy vir Joël weggooi, jy moet vir Micha weggooi, jy moet vir Hosea 2 weggooi, jy moet vir Sefanja 3 weggooi, jy moet vir Micha 4 weggooi, jy moet Omsiener weggooi,
Jy moet Johanna Brandt weggooi, jy moet Roger Thiel weggooi, jy moet Rick Joyner weggooi, jy moet David Wilkerson weggooi. Ja! Kom ons keer terug na ons Skepper toe. Ons sien dit vir ons gesê, die Bybel sê dit vir ons, Joel sê dit vir ons, keer terug, gaan lees die stukkie, hoeveel vers, ek dink 10 of 11 verse wat hy sê, hoe ons moet terugkeer na hom toe, hoe ons berou moet hê, hoe ons moet ween voor hom, om hierdie saak reg te maak. Om sien dit gesê, ons sal daar in die veld sal ons tot verootmoediging kom. Dis daai erkenning van ons het die wêreld gekies, ons het geld gekies, ons het aansien gekies, ons het gemak gekies, ons het gekies om mekaar op te eet, mekaar te verwoes, mekaar te skel, noem dit wat jy wil, noem dit wat jy wil. Waar ons in verootmoediging kom, van daar af veg God met ons. Dan is hy met ons. En dis wat hy gaan afspeel. En u gaan dit al hoe vinniger, al hoe meer sien. Veral moet president Trump se leierskap in Amerika, sy manier van dinge doen, gaan hierdie dinge vinniger eskaleer as wat ons gedink het enkele maande gelede, voor president Trump verkies is as president van Amerika. So dinge gaan vinnig warm word. Sluit aan, druk die like, subscribe, laat ander mense ook minstens die geleentheid het om hierdie profesie, hierdie dinge uit te hoor, as hulle dit dan nie wil op ag gee nie, nie wil heiligmakend leef nie, nie wil terugkeer na God toe nie, maar steeds die wêreld ter wille wil wees, en na elke tweede land toe te gaan om hulp te kry. Ek gaan vir u nog 'n video maak oor hoekom ons Rusland toe gaan, want dit gaan baie mense verbaas, want dit is heeltemal ander rede as wat mense dink. Maar ja, ek sal 'n video daaroor maak. Pragtige week vir u. Al wat sin maak, is dat God is besig om ons te tug, sy roede oor ons te bring, en ons moet dit raak sien vir wat dit is, sodat ons in waarheid en sonder voorbehoud terugkeer na sy insetting en sy verordeninge, na hom toe by hom skuil. En dan sê Sefanja, die wat dit gaan doen, gaan dan 'n geringe, elendige volkie oorbly in hierdie land. Sterkte en seën, mag die Vader u genadig wees. Mooi week. Totsiens.